Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Baie opgewonde oor die boodskap wat ek vanoggend vir ons wil bring. En ja, net sodat julle weet, Albert het ook vir by ons kom kuier vandag. Albert, dankie dat jy vir ons kom kuier het. Hy gaan, wanneer ons nou in Turkye is, terwyl ek nou met my voete daar in die blou see sit, né? Ek wil dit nou nie invryf nie, want dis nie die tipe mens wat ek is, nee, maar terwyl ek nou daar sit met my voete in die see, dan gaan Albert nou as 'n gasspreker vir ons inkom, en hy gaan vir ons 'n bietjie woord bring daai Sondag, so ek encourage julle om verseker vir hom te kom luister. Nog 'n groot man van God, wat regtig waar die woord beautifully sny, wat Holy Spirit, elke boodskap wat hy bring, is so Holy Spirit inspired, en ja, Albert, great, ons is bly. Hoorie, nou vanmôre, né, ek kom nou hier agterop, julle kan net daai vir ons opsit daar. Vanmôre het ek 'n boodskap gebring, of wil ek vir julle 'n boodskap bietjie bring hierso, there's still room at the table. En toe ek hierdie boodskap sit en uitdink en uitwerk, toe begin Heilige Gees vir my in 'n paar rigtings invat hierso. Want daar's actually so baie scripture in die Bybel, né, wat praat oor bruidskap, oor ons wat die bruid is, Jesus wat ons bruidegom is, en veral oor die bruilofmaaltyd van die lam. Partykeer kom ek nie so lekker, julle weet mos nou nie op die Afrikaanse woorde, en dan swing ek om so my Engels toe, gaan so vinnig vir 'n sekond of twee, maar ek gaan so ver as wat ek moontlik kan dit vir julle in pure Afrikaans bring vanmôre. So, die hoofboodskap of die hoofgedagte van vanoggend, né, kry ons uit Lukas 14 vanaf vers 7 tot 24 wat ons bietjie vandag gaan praat, maar daar's ander scripture wat ek ook graag hierso wil inbring vandag. En vandag se boodskap sê dat God se koninkryk, né, of dit wat ek vir julle wil bring om vir julle te sê, God se koninkryk is nie vir die trotses nie. God se koninkryk is vir die nederiges. Vir die wat regtig nederig van hart is, né, wat weet wie hulle self is, né? En ek het hierdie, jy weet, ek kan prepare soos wat ek wil vir 'n Sondag, maar as ek hier voorkom staan, né, dan baie kere vat Heilige Gees my in 'n totale ander direksie in, as wat ek regtig aan wil praat, né? Maar ek wil vir julle sê, vanoggend toe ek sit en ek het my stilte tyd, né, toe remind Heilige Gees my net, né? Elkeen van ons, elkeen van julle wat hierso sit is uniek. 100% uniek. En die Here het jou 'n persoonlikheid gegee. Die persoonlikheid wat jy het, kom nie van jouself af nie. Hy het jou daai persoonlikheid gegee, né? So baie keer dan kom ons hier so in, mense kom op 'n Sondag, veral wanneer dit nou kom by godsdiens en daai godsdienstige gees wat in kerke inkom. Dan kom mense hier aan en dan die minuut wat die kar hier so stop, dan verander die stemtoon ook. Môre broer. Jy weet so daai môre. Dis anderste. Jou, 'n goeie voorbeeld wat ek vir julle daarvan gaan gee, as ek so die kant toe kyk, dan kyk ek vir Marisha, né? Daar's hy, daar sien julle hoekom ek dit sê, né? Want Marisha is wie sy is, né? Monday to Sunday, né, dis dieselfde mens. Alwen is dieselfde mens wat jy kry Maandag tot Sondag. Daai persoonlikheid wat hulle het, is hulle unieke persoonlikheid wat God vir haar gee het. En haar persoonlikheid is om 'n vriendelike mens te wees wat daarvan hou om te lag. Myne is ook so, ander mense is meer ernstig, maar die Here het elkeen van ons 'n unieke persoonlikheid gegee wat by ons gaan. Maar laat ek nou nie van hierdie storie afgaan wat ek vanmôre vir julle wil vertel nie. Ek wil vir julle vanmôre net, julle weet, ken ons nou as ek nou opkom, dan sal altyd 'n storie wat saam met dit gaan, né? En ek wil julle vanmôre graag 'n storie vertel, persoonlik, maar in elk geval, ek gaan dit nog steeds vir julle vertel. Daar was eenmal 'n man, né? Ek gaan nou nie sy naam mention nie. En die man, né, was baie bekend onder sy vriende gewees. Veral as dit nou by partytjies en by troues en sulke goed kom. Hierdie man het die regte woorde wat ek daarvoor wil gebruik is, elke party wat hy naartoe gegaan het, was hy the life of the party gewees, né? Elke troue, né, die laaste 10, 15 troues wat hierdie ou naartoe gegaan het, né, was hy elke keer master of ceremonies by die troue gewees. Hoekom? Want hy kon altyd, né, die lekkerste vuil grappe vertel het, né?
vir almal wat daar soos, hy kon lekker deel met die mense vuil grappe, né? Hy kon mense beïnvloed het, om lekker vinnig dronk te word, daar by 'n troue, waar hulle by is, né? Om lekker saam met hom in die party atmosfeer in te gaan, né? Hy kon, sy mond, né, was so glad so seep gewees, né? En hy kon, voor baie mense, of voor min mense by die troue, was vir hom all the same gewees, hy kon dit doen vir daai mense, en hy kon proceedings by 'n troue mooi laat vloei, maar, hier is die groot maar wat ek hier so sit, né? Hy sê, hy het agtergekom, terwyl hy by hierdie troues was, en hier aan die einde daarvan, laat ooms, en tannies, en neefies en niggies, en oumas en oupas, as hy daar voorgestaan het, en daai vulgêre woorde, so uit sy mond uitgekom het by hierdie troue, het hy agtergekom dat hierdie mense opstaan, van hulle tafels af, en begin uitloop. Kon nie lekker verstaan het, hoekom hierdie gebeur het nie, maar in elk geval. In sy hart, het hy gedink, hy is die rede vir die partytjie, hy is die rede, dat hierdie troue 'n sukses was. En nooit het hy besef, hoor hierso, maar eintlik is hierdie bruilof maaltyd wat aangaan. Dis 'n covenant wat hierso gebeur. Dis nie 'n party occasion nie, né? Net soos 'n bachelor, né, nie gebedoel is, né, vir ons om te kyk wie eerste kan omval nie, van dronkheid nie. Dit is nie so nie. Dit is nie so nie. Dis leuns wat die duiwel vir ons hier, wat die duiwel in ons koppe inkom sit daai. Dis leuns. Uit die put van die hel uit. Maar in elk geval, een keer nadat een van, ek dink dit was ook die laaste troue by wie die ou Master of Ceremonies was. En as jy dan nou nog nie agtergekom het, daai ou is toe nou ek, né? Maar nevertheless, ek wou dit nou nie so prompt uitgesê het nie, né? Maar dit is toe nou maar ek daai gewees, né? So, hy het in die middel van 'n troue of van 'n bruilof, het 'n ou oom opgestap na hom toe en vir hom gesê, hoorie, Boeta, ek en my familie gaan nou loop, né? Want jy maak 'n mokkerie van hierdie commitment, hierdie covenant wat hier so aangaan. Dis 'n bietjie taue woorde om te hoor daai, né? As jy dink jy is die life of the party, jy is daar, die troue gebeur want jy is die Master of Ceremonies van hierdie troue. En dit was toe nou glad toe nou nie die geval gewees nie. En hy het gesê, hoorie, so elke keer as jy praat, nou, dan moet ek nou my kleinkinders se ore, en die kinders wat hier langs aan my sit, se ore toedruk met jou vulgêre stem, wat daai woorde wat uit jou mond uitkom, moet ek hulle ore toedruk, né? Die oom sê vir my sommer net daar, hy sê, sies man, sies. En dit was ook toe nou die laaste keer, né? Die laaste keer wat ek Master of Ceremonies by 'n trou was, ek het net daai tyd besluit, nee, this is not for me. Want my mond, né, kon op daai stadium, toe ek nog nie die Here geken het nie, né, kon daar niks moois uit my mond uitgekom het nie. Daar kon niks uit my mond uitgekom het wat nie vulgêr was nie, en wat nie wat profanity ingehaat het nie. En in elk geval, het ek gelukkig prys die Here daarvoor, né, het ek tot redding gekom, en besef, hoor hierso, hierdie is 'n ernstige saak, die bruilof is 'n ernstige saak vir die Here, en dit moet so ook aanskou word as 'n ernstige saak vir die Here. So, ek wil vir eerste vanoggend begin, en ek gaan sommer vir Amber vra om dit vir ons hier so agterop te sit, die eerste scripture, en dit kry ons uit Lukas 14, vanaf vers 7 tot 11, maar voordat ek dit vir ons lees, kan ek gou vir ons bid. Dankie Jesus, dankie vir die awesome Sondag, Vader. Here, ek loof en prys U naam, Vader. Here, ek bid, laat elke geestesoor sal oopgaan vanoggend, Vader, vir die waarheid van U woord. Dankie Heilige Gees, Vader, dat dit wat ek vanoggend hierso praat, U dit sal confirm in elke persoon wat hierso sit se harte vanoggend, Here. Here, dankie dat die woorde wat ek spreek vanoggend nie my eie sal wees nie, Vader, maar dat dit U sal wees wat deur my spreek, Vader. Ek loof en ek prys U en sê vir U dankie vir nog 'n geleentheid om U naam groot te maak. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Awesome. So Lukas 14 vanaf vers 7 tot 11, nou hy sê, waar is hierdie brilletjie van my? Hier is hy. Hy sê, en toe hy merk hoe hulle die voorste plekke uitkies, vertel hy aan die genooides 'n gelykenis en sê vir hulle, jy weet, Jesus het so baie aan gelykenisse en parables gewerk, né? Vir ons om dit te kan laat verstaan wat hy vir ons hierso probeer sê. Hy sê, wanneer jy deur iemand na 'n bruilof uitgenooi is, moenie die voorste plekke inneem nie, ingeval daar nie miskien een wat waardiger is as jy,
deur hom genooi is nie. En hy wat jou en hom uitgenooi het, kom en sê vir jou, maar maak plek vir hierdie man, en dan sal jy met skaamte die agterste plekke moet gaan inneem. Trots, né? Want vandag, ek gaan nou vir julle sê wat hier ons oor praat vandag. Vers 10 sê, maar wanneer jy genooi is, gaan en neem die agterste plek in, sodat wanneer hy kom, wat jou genooi het, hy vir jou kan sê, vriend, gaan hoor op, dan sal jy eer hê voor die wat saam met jou aan die tafel is. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en elkeen wat homself verneder, sal verhoog word. Ek wil vir julle sê, dit nou, eerste punt wat ek vanoggend wil maak is, die posisie wat jy kies, vanaf vers 7 tot 11. Dit gaan oor nederigheid voor eer. En vandag se preek wat ek vandag hierso doen, né, wil ek graag vir julle sê, dit fokus op twee tipes mense. Al twee van hierdie mense is gelowiges. Hy praat nie hierso met mense wat net die Here ken. Hy praat nie met sataniste en met ateïste en met moslims en boeddha's en hindoes. Hy praat nie met hulle nie. Hy praat met Christene wat hy hierso mee praat. Maar hy sê jy kry twee tipes Christene. Hy sê jy kry 'n trotse Christen wat vol trots is, né? Soos die Fariseërs en die Sadduseërs. Wat sê jy sê altyd die kremore, ons het dit mos al baie gesê, die kremore Christene. It's all on top, nothing inside, né? Alles is so bo, jy kan al die kopkennis in die wêreld hê, né? Oor die Bybel, jy kan die skrif van die eerste bladsy tot die laaste bladsy kan jy presies weet wat in die Bybel staan. Maar as Heilige Gees nie binne in jou bly en dit confirm nie, beteken dit niks nie. Dit beteken niks nie, want baie keer staan trots in die pad van dit die boodskap wat die Here vir ons wil bring, wat Heilige Gees vir ons wil bring. En weer eens gaan ek vir jou sê, dit is altyd vir my maklik om hierdie goed te sê, want ek, né, was daai ou gewees. Ek kan myself in meeste voorbeelde gebruik wat ons praat hierso vandag, want ek het pretty much deur al daai goeters gaan. Trotsheid was my, tot vandag toe nog, is dit een van die groot dinge wat ek moet voorwatch. Ek weet ons almal het iets wat ons voorwatch, ons almal het iets wat ons beklei. Ne? Trots is definitief een van die goeders wat ek die hele tyd oor moet watch, laat dit nie oor my gaan nie. Dit moet niks van wat ek sê hierso voor moet ooit oor my gaan nie. Dit moet oor hom gaan wie ek volg. En dis Jesus Christus. Dit moet net oor hom gaan. Net oor hom gaan, oor Heilige Gees, oor ons drie enige God, God Vader, God Seun, God Heilige Gees. Dit is oor wie dit moet gaan. As dit oor enigiets anders gaan, as dit oor jou gaan, het jy klare posisie van trots ingeneem. En dan praat hy met die tweede groep van mense, en daai tweede groep van gelowiges is die bruid van Christus. Die bruid van Christus is daai mense wat Jesus volg, né? Wat hom 'n relationship met hom het, soos wat ons al baie oor gepraat het. Ek hoef dit nie eers weer vir julle te mention vandag nie, maar daai wat 'n ware relationship met Jesus Christus het, wat hom eerste in hulle dag sit, né? First fruits gaan na hom toe, elke dag. Elke liewe dag, né? Hy is die rede, né, dat ons tot redding kom. Nie jy jouself nie, nie trotsheid gaan jou nie tot redding bring nie. Net Jesus Christus kan ons tot redding bring. So dis die twee posisies wat ek oor vandag wil praat. Dan Jesus spreek mense aan, in daai eerste verse wat ek nou hierso vir julle, en dit is nog hier agterop, ja. Hy spreek mense aan wat beklei vir die beste plek by die bruilof, by die wedding feast, né? In hoeveel kerke sien ons dit nie vandag raak nie? Jesus praat hier met gelowiges, soos ek vir julle gesê het, nie met ongeredde mense nie. Hy praat met sy kerk, sy ware kerk. Dit is met wie hy hierso praat vandag. Hy verduidelik hoe God se koning, of hoe die koninkryk van God werk, en net soos wat hy met die ander parables ook doen. Elke parable wat hy vir ons vertel, breek hy 'n stukkie vir ons oop, van hoe die koninkryk van God werk. En as jy die boodskap agter 'n parable verstaan, né, dan gaan daar wêrelde vir jou oopgebreek word. Ons almal wat die uitnodiging aanvaar, gaan saam omsit by die bruilofmaaltyd van die Lam. En ek gaan nou so 'n bietjie, dis die mooiste, né? Ek sê vir julle, dit is die mooiste love story vir my in die Bybel. My persoonlike opinie, maar dit is vir my die mooiste Openbaring 19. Die bruilofmaaltyd van die Lam, dit is vir my beautiful, beautiful. En hy sê, die wat na die bruilofmaaltyd van die Lam, maar die wat trotse gelowiges op aarde is, wat gedink het, hulle is iets of beter as ander, sal gehumble word. Dit is wat daai eerstes vir ons sê.
As jy dink jy is iets op hierdie aarde en elke ding wat jy doen, punt nie na Jesus toe nie, is daar trots in ons lewe. Daar's trots in ons lewe en ons moet dit uitsorteer. En die gelowiges, die bruid van Christus, soos ek gesê, die tweede punt daarvan, wat die bruid van Christus is, die wat vir Jesus regtig volg, né? Met hulle hele hart, met alles wat binne in hulle is, né? Wat 'n relationship met Jesus het, die bruid van Christus, né? Sê hy praat met hulle wanneer hy sê, daai wat agter sit, by die bruilofmaaltyd van die lam. Hulle hoef nie voor te sit nie. Weet jy hoekom nie? Want hulle weet wie binne hulle bly. As jy nie weet wie binne in jou bly nie, dan gaan sit jy voor, want die aandag moet op jou wees. Dis belangrik dat die aandag op jou is, en ekskuus Esma, ek probeer, jy sit nou net, ja, ek sien jy sit op hierdie bankie alleen, so ek, maar nee, ek het 'n grappie. So, dit is, as jy voorsit, nee, dan sê die woord vir ons hierso, dan gaan jy gehumble word, want dit gaan oor trotsheid versus bruid van Christus, die nederig. Hy sê hierso, die bruid van Christus is nederig, hulle hoef nie voor te sit nie. Hulle gaan sit agter. Maar die meester van die troue gaan na hulle toe kom en sê, hoor hierso, broer, kom. Jy gaan verhoog word, kom sit jy hierso voor, hierso, sommer so onder die bruidspaar se neus, kom sit jy sommer hierso voor by ons, want jy's 'n eregas by hierdie bruilofmaaltyd. En toe ek hierdie stukkie gedoen het, toe laat dit my dink aan Matteus 25. Wel, dit het my nie laat dink aan Matteus 25, die Heilige Gees het my toe dadelik gelei na Matteus 25 toe. Nou vir die van julle wat nie weet wat Matteus 25 is nie, dit is die gelykenis van die 10 maagde, the parable of the 10 virgins. Ne? En dit is so mooi stukkie om dit te verstaan, en ek gaan net, nou hier sit ek 'n bietjie klein geskryf, so hier gaan ek definitief my brilletjie moet opsit, maar julle kan saam met my lees hier agter. Hy sê, dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem het en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. 5 van hulle was verstandig en 5 was dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en in die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. En toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. Wat sê Johnny Cash nou? Hy sê, they all trimming their wicks. Ne? Hy sê, en die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien gaan daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewers na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom die ander maagde en sê, meneer, maak oop vir ons. In die Engelse, in die King James version sê dit, Lord, wat het sê daar, ne? Please open the door for us. Maar hy antwoord en sê, voorwaar sê ek vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, wanneer die seun van die mens gaan kom nie. Nou daai, ne, is 'n groot waarskuwing vir ons almal. Julle moet onthou, waar volg Matteus 25, hierdie parable van die 10 virgins, dit volg op Matteus 24. Wat is Matteus 24? Dis die Oliver Discourse, wat ons al soveel kere van gepraat het, waar die Here vir ons sê, in die laaste dae, gaan dit wees soos in die dae van Noag. Hy sê waar mense, they're going to be eating and drinking and marrying and giving in marriage. Nee. Dit beteken nie, dat enige iets fout is met daai goeders nie. Dit beteken net dat mense se aandag op ander plekke gaan wees, en nie op Jesus Christus gevestig gaan wees nie. Daar gaan lawlessness in die land wees. En dit is presies as ons buite kyk, wat vandag gebeur. Dit is presies wat dit is. En dit volg, Matteus 25 volg, net sodra hy vir ons verduidelik het hoe dit in die dae van Noag wees, dan sê hy, daar gaan 2 werkers in die veld wees. Een gaan bly, een gaan gevat word. Hy praat van die rapture wanneer hy van daai praat, van die wegraping wat hy van praat. Hy sê 2 mense gaan in die veld besig wees. 2 mense gaan in Pick n Pay tille slaan, né? Een gaan weg en een gaan bly. 2 mense gaan shopping doen by Woolies. Een gaan, een gaan bly.
Dit is hoe dit in die laaste dag is. En dan volg Matteus 25, die parable, die gelykenis van die 10 maagde op, om die woord wat hy vir ons in Matteus 24 gee, te kom confirm. Want dit is hoe die Here werk, hy confirm alles, wat hy sê, daar's niks wat ankleer is in sy woord nie. Hy sê hierdie 10 maagde, bridesmaids, eregaste, wat ook al julle wil noem, maar die 10 maagde, en daai 10 maagde, is 'n gelykenis, of dit is 'n, wat doen my ou dit as jy iets vergelyk met, nie gelykenis nie, die 5 wyses en die 5 onwyses, represent, dit is die woord wat ek voorsoek, represent die 2 groepe mense. Dit gaan nie oor die maagde nie, dit gaan oor die reine bruid van Jesus Christus. En hy sê, 5 van daai gaan wys wees en 5 gaan onwys wees. Hy sê som, hulle word genooi na 'n huwelik celebration toe, om saam die bruid en die bruidegom te kon fees vier. Die bruilofmaaltyd is in die aand en die gaste stap na die bruilofmaaltyd toe. Onthou, in daai tyd, was daar nie Eskom nie, in Jesus se tyd nie. Daar was nie krag nie. Orals waar hulle in die aand gegaan het, moes hulle eie lampie saamvat, om die event wat hulle by is, die bruilofmaaltyd, vir alles wat in die aand was, en dit gaan oor die Joodse tradisies, en ek gaan nou vir julle so klein bietjie meer daarvan vertel, dis baie interessant, maar ek moet dit vir julle vertel vandag. Maar in elk geval, so orals waar hulle gaan, moet hulle eie lampie saamvat. So hierdie 5 wyses en 5 onwyses gaan, en 5 van hulle is wys, en hulle het olie vir hulle lampie saamgevat, want dit is in die aand, en 5 van hulle is onwys, en hulle lampies het niks olie ingehad en hulle het ook niks saamgevat nie. Niks olie saam met hulle gevat nie. Al 10 van hulle was genooi na die bruilofmaaltyd toe. Al 10 van hulle. Die bruidegom was 'n bietjie laat, want hy het baie gehad om te doen. So die 10 bridesmaids of die 10 maagde het moeg geraak en aan die slaap geraak voor die hek van die venue. Dit is nou my eie woorde wat ek daar vir julle insit. So hulle was by 'n mooi wedding venue gewees, noem dit wat ook al jy wil, daai wedding venue, en hulle kon nog nie ingaan nie, die hek was nog gesluit gewees, so hulle daar voor die hek van die wedding venue gaan sit, en daar het hulle moeg geraak, en hulle het aan die slaap geraak. Maar toe middernag kom, toe skree die best man, aandag, almal van julle, die bruidegom het gearriveer, en skielik spring almal op, om in te gaan, by hierdie bruilofmaaltyd van die lam. Nou ek wil net daarso, ek sit 'n interlude gedaan, ek sê, hou vas aan dit wat ek nou vir julle gesê het, en ek wil net vir julle gou ietsie so uitlees. Vir die van julle wat daai boek vir my het, dit is op bladsy 217, maar julle kan dit in julle eie tyd, ek gaan dit vir julle nou net lees gou hierso in Engels. So, in Jewish religion, in biblical times, it was customary to set up a marriage contract between the bride and the groom. The contract stipulated how much the groom had to pay to marry his bride. Brides in those days were costly items. Hulle is vandag nog 'n bietjie meer. Maar nevertheless, hulle was costly items geweest, né? And it took serious commitment and lots of money to marry your bride. It was almost unaffordable to marry, and you had to work and save for many years to marry your bride. Let me give you an example of this. Jacob had to work 7 years to marry Rachel. That was the price Jacob was willing to pay to marry Rachel. One night they had a little bit of a party and he drank too much wine. En dit kry ons mos nou daar in Genesis 29 vanaf vers 15 tot 30, né? So Jacob het na 'n partytjie toe gegaan en dit gesê ek nog so, ek vertel hierdie nou sommer vir julle in my eie woorde. En hy het so 'n bietjie te veel wyn gevat. En toe dit nou kom by slaaptyd in die aand, toe kon sy oë seker nou nie meer lekker sien nie. En hy kon nou toe nou nie die verskil tussen Leah en Rachel sien nie, en toe het hy nou per ongeluk toe nou saam met Rachel geslaap, né? Ag, saam met Leah, skus. Dankie dat jy my opcheck hierso. Ja, nee, jy sien partykeer mix ek dit so 'n bietjie. So toe het hy nou saam met Leah, né? En natuurlik, ek sê hierso, and one night they had a little bit of a party and drank too much wine. He got stuck with Leah and had to work twice as hard to win Rachel back. Jacob physically had to work another 7 years to finally get married to Rachel. So in other words, it took him 14 years to finally get married to Rachel. As a custom, you never lived together before your wedding. Both the bride and groom
had to drink from the wine cup to show their commitment and willingness to the contract. Once you were committed, there was no turning back. So hy sê, daar's 'n koppie met wyn. Hy sê, en 'n bruid en 'n bruidegom, daai tyd, tot vandag toe nog in Jewish customs, sit en daar word 'n kontrak opgestel tussen hulle twee. En wanneer hierdie kontrak opgestel is, drink hulle albei van die koppie, om te sê, ons commit aan mekaar, forever, till death do us part, Hulle vat dit ernstig op, nie soos daai ou wat ek julle van vertel het hier in die begin storie nie, wat 'n joke gemaak het van dit nie, dis 'n ernstige commitment wat aangaan. En 'n bruid en 'n bruidegom, dis 'n commitment, dis 'n covenant, wat jy met die Here aangaan wanneer jy trou. Hy sê, so there's no turning back. After this contract and the drinking of the wine from the cup, the groom had to leave to his father's house and could not see his bride for a year. So nadat hierdie kontrak geteken is, en hulle van hierdie kap gedrink het, en hierdie belofte aan mekaar gemaak het, het hulle albei op hulle separate ways gegaan, en die bruidegom is na sy pa toe, en sy is na haar huis toe, en vir 'n jaar mag hulle nie mekaar gesien het nie. Dis 'n lang tyd, dis commitment daai, dis serious commitment. Nie daai afgewaterde, ek wil dit vir julle sê, want dit is regtig waar so, dit voel vir my vandag of ons trouwens 'n baie afgewaterde commitment is. Dit gaan meer oor die party, as wat dit gaan oor die covenant, wat tussen die twee mense gebeur. This year gave the bride time to gather all her household possessions, so that they would not be in need of anything once they were married. Today it's more commonly known as a wedding shower. Just before the groom left his bride, he had to make a promise to her. Hy sê, I go to prepare a place for you. Nou, kom ek lees gou vir julle uit, Lukas 14 uit, van vers 2 en 3. Hy sê, my father's house have many rooms. If that was not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go to prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Is dit nie mooi nie? The groom had to prepare 2 places for his bride. The one was a bridal chamber at the father's home, and the other was their own house on the land that was given to them. The bridal chamber is almost like a honeymoon suite in today's day and age. The bridal chamber was built onto the father's house. It was customary in those days, and it enriched the father's property when they got married. At the end of this year of separation period, the father first had to go and inspect the bridal chamber in the house. This was done to ensure that everything was done according to his specifications and standards, and he had to prepare for the wedding feast, of course. The bride always had a pretty good idea of when the time was close for the wedding celebration, but never knew exactly when it would happen. As soon as the invitations went out and they saw the feast preparations start, the bride knew that the time was close. So hierdie bruid het nie eens geweet wanneer presies sy trou nie. Tot vandag toe nog, hulle weet nie eens presies wanneer hulle se trou nie, want dit hang af van die vader, van die pa. Wanneer hy die invitations uitstuur en die wedding preparations begin regkom, dan weet die bruid, die tyd is reg, sy moet haarself begin regkry, die tyd is naby. When everything was ready, the father gave a loud shout outside, and everybody knew it was time to attend the wedding feast. When the trumpet sounds, onthou nou, hierdie moet nou in konteks van dit wat ons hierso vir julle verduidelik vandag, moet dit nou in gehoor word. The bride and groom were escorted to the bridal chamber or the honeymoon suite, and the best man waited outside till the marriage was consummated. Nou baie keer, veral ons Suid-Afrikaners, as ons dit sê, dan is die eerste ding wat in ons koppe inkom is, hierdie wat hulle hierso van praat is gemeenskap tussen die bruid en die bruidegom, maar dit is nie waarvan hier gepraat word nie. Dit gaan oor daai tyd, wat die bruid en die bruidegom aan die vader se huis, in die kamer, in die honeymoon suite ingaan, is daar intimiteit, ek dink is die regte woord in Afrikaans wat daar is, wat nie kan beskryf word nie. Hulle het mekaar vir 'n jaar nie gesien nie. Vir 'n jaar nie gesien nie.
Hulle het baie catching up om te doen, en hier gaan dit nie oor gemeenskap nie, né? Dit gaan oor om liefde vir mekaar te wys, om daai tyd van absolute, daai supernatural tyd saam met hulle te hê, waar dit net jy, en waar dit net die bruid en haar bruidegom is, wat saam is daar. The bride and groom, okay, ek sê dit, and the door was open until the marriage was consummated. After the bridal pair consummated their marriage, the best man would announce it outside to all the guests. The celebration lasted for 7 days in the father's house, but the wedding couple were not allowed to leave the bridal chamber until the 7 days was over. After the 7 days were completed, they came out of the bridal chamber and celebrated with their guests. Once the feast was over, the couple had to return to their own homes as a marriage couple. Now sê dit hierso, when Jesus came, he presented a covenant to us. The price he offered to pay was the highest price of all, the Father. He had to pay for our sins. The bride must accept the covenant. Jesus returned to his Father's house to prepare a place for his bride. Nou begin hierdie storie vir ons in 'n rigting inbeweeg, né? Hoekom Jesus weg is, waar Jesus nou is, wat hy besig is om te doen nou op hierdie tyd wat ons nou is, wat is hy besig om vir sy bruid te doen? Hy is besig om 'n plek vir ons te prepare, sodat daar waar hy is, ons ook kan wees, die dag as ons tyd verby is op hierdie aarde, whether or not ons sterf, of as ons weggeraap word, wanneer die tyd kom, maar ons lewe in daai eindtyd. Dan sê hy daar, she is ready at all times for his return. The bride and groom go to their father's house for the honeymoon period. Hy sê so hierdie stukkie sê vir ons, is so 'n mooi prentjie van die wegraping. En van wat gaan gebeur, want hy sê hierso for 7 days, né? Hoe lank hou die verdrukking aan? 7 jaar, né? 3,5 jaar, 3,5 jaar. En in daai eerste, dis hoekom ons soveel kere sê, né? Wanneer Jesus kom, om sy bruid te kom haal, gaan hy nooit, daar's persecution nou, oral in die wêreld is persecution, né? Maar daar is nie verdrukking nog nie. Hierdie verdrukking wat hulle hierso van praat, is God se wrath wat op hierdie aarde kan kom. Jesus, né, se wrath wat op hierdie aarde gaan kom. Nou dink julle vir een oomblik, hy gaan sy bruid deur dit sit. Hy gaan nie, dis sy bruid, dis die liefde van sy lewe. Die bruid is die liefde van sy lewe. Daai verdrukking is vir die non-believers en die prideful bedoel. En ek gaan nou 'n bietjie verder daaroor praat. We are Jesus' bride, and he has paid the ultimate price for us. How can we not love him? So ek wil net vir julle daai stukkies, net om vir julle bietjie in perspektief te bring, wat die Jewish customs was, van hoe 'n wedding feast gelyk het daarso by hulle. So die bruid wag binne vir haar bruidegom, en kan nie wag om hom te sien nie. Haar hele lewe, né, was 'n preparation vir die spesifieke oomblik in haar lewe, en die afwagting vir dit is bonatuurlik. So haar hele lewe het hierdie bruid gewerk, en in afwagting, en 'n relationship gebou, sodat wanneer daai dag kom, het iets supernaturals gaan wees. Iets wat ons minds nie aan, ons kan dit nie nou verstaan nie. Ons kan dit nie nou verstaan, die liefde wat Jesus vir ons het nie. Ons sal dit nooit verstaan die dag tot ons nie by hom is nie. Terwyl ons in hierdie vleispakkie is, né, wat so corrupted is, né, wat die duiwel so aanval, né, gaan ons nooit Jesus se totale liefde kan verstaan nie. Ons gaan eendag, maar nog nie nou nie. The bridesmaids of ons gaan nou terug na daai toe. Hulle het hulle hele lewe lank preparation vir daai spesifieke oomblik in haar lewe, en die afwagting is net bonatuurlik. Die bridesmaids of die maagde spring op en steek hulle lampies aan, maar die onwyses het nie genoeg olie nie, maar die wyses het ook nog nie om vir hulle te leen nie. Hulle het nie genoeg nie, so die 5 onwyse bridesmaids, maagde, die 5 onwyse maagde moes dorp toe gaan, want hulle het nie olie in hulle lampies gehad nie, né? Alles hierbo, niks hier binne nie, né? Dit is wat dit verteenwoordig. Hulle moes dorp toe gaan, hulle moes olie daar vir hulle lampies gaan kry het.
En wat gebeur? Ek wil vir hierdie stukkie vir julle net in Engels lees. Ek wil net weer van Matteus 25 vanaf vers 10 tot 13 lees. While they were away buying it, the groom arrived. Those who were ready went in with him into the wedding banquet, and the door was closed. Later, the other bridesmaids arrived, and the Lord said, and they said, Lord, Lord, open for us. But he replied, I tell you with certainty, I do not know you. So keep on watching, because you don't know the day or the hour. So later kom hulle terug, maar die wyse bridesmaids, of die wyse maagde, het reeds saam met die bruidegom ingegaan, en die deur was agter hulle toegemaak. Ne? Rapture, voor die verdrukking begin, is ons weg, die deur maak toe. Die 5 onwyses het buite die deur gestaan en geskree, Here, Here, laat ons asseblief ingaan. Maar die deur was gesluit, en die Here het vir hulle geantwoord, ek ken julle nie. So hou aan kyk, want ons weet nie wat se tyd die Here gaan kom nie. So net om het vinnig net vir julle 'n recap te doen van hierdie 10 maagde, en dan gaan ons aan. Wie is die bruidegom? Dis Jesus. Né? Hy is die bruidegom. Wie is die bruid? Die ware gelowiges, die wat 'n relationship met Jesus Christus het. Hoopelik, in my hart hoop ek almal van ons wat hierso sit. Ek wil vir julle nou 'n striking vraag vra. Dit is die Engelse woord daarvoor. Waar is die bruid in hierdie storie? Die bruidegom wag hulle voor. Die 5 wyse maagde en 5 onwyse maagde is buitekant die venue, hulle wag. Waar is die bruid? Sy is reeds binne. Sy is reeds binne. 'n Bruid is nie die gas nie. Sy is nie 'n gas nie. Sy is waaroor die hele bruilof maaltyd gaan. Hoor julle wat ek sê? Die bruilof maaltyd is vir die bruid en haar bruidegom. Dit is waaroor dit gaan. Sy is reeds binne, sy is nie 'n gas nie. So dan nou wie is hierdie 5 wyses en 5 onwyses wat Matteus 25 van ons hiervan praat? Die 5 wyses wat olie in hulle lampies ingesit het, né? Is die trotses, die trotse gelowiges wat hy hierso van praat. Hy sê, daai trotse gelowiges, en ek gaan nou vir julle die scripture daarvoor gee, gaan deur die eerste 3,5 jaar van die verdrukking gaan, op hierdie aarde. Dis daai wat hulle weet van Jesus, maar hulle het nie Jesus binne in hulle nie. Dis die 5 wyses. Die 5 onwyses is die wat verlore is. En hulle haat, in die boek van Openbaring staan dit so, hulle haat gaan so en hulle harte gaan so hard word, dat hulle God gaan haat in die laaste 3,5 jaar. Maar daai 5 wyses, né, wanneer jy die boek van Openbaring verstaan, dan verstaan jy wat hy vir ons sê daarso in die gedeelte van kyk, daar's 21 judgments wat op die aarde kom. En die eerste 7 seels, die 5de seel, praat dit van die siele onder die altaar, né? En dan nie verder in die boek van Openbaring, dan verduidelik hy vir jou wie daai siele onder die altaar is. Dit is die martyrs wat in daai eerste 3,5 jaar doodgemaak word, wanneer die antichrist in hierdie wêreld gaan kom, en hy, né, as jy nie die merk van die draak vat nie, né, binne in jou hand of in jou voorkop nie, dan word jou kop afgekap. Hoekom nie? Vir wie is dit? Vir sy Jode. Sy Jode het hom nie aanvaar, toe hy op die donkie ingekom het in Jerusalem nie. Die mense, die wat Primora Christene, die lou warm Christene, wat nie Jesus regtig 'n relationship, soos ek jou sê, daai wat sy stemtone verander wanneer hulle in die kerk inkom. Want dit is al wanneer hulle heilig is, en dit is swaar woorde hierdie wat ek vir julle sê, maar dit is die waarheid, né? Maar broer, jy weet daai, niks. Kom hierso, kom kerk toe, kom luister, in die helfte van die tyd wat hulle hierso binne sit, dink hy al klaar aan die lunch wat vanmôre of wat vanmiddag gemaak gaan moet word. Waar hy vanaand kan gaan kuier, wanneer hy vir sy mistress kan gaan kuier, I don't know, wanneer hy 'n volgende kuiergeleentheid gaan kry, alles behalwe Jesus Christus. Maar hy weet van Jesus, maar hy volg hom nie. Hy weet van Jesus, maar hy het nie 'n relationship met hom nie. En dis waarvoor hy
daai eerste 3,5 jaar was. Die ander 5 onwyse maagde is dorp toe. Hulle het gaan olie koop. Die deur is geshut. Hulle kan nie inkom nie. Here sê, ek ken jou nie. Waar is nog so? Ek wil net gou hierdie vir julle lees in 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 13. Hy sê, but we do not want you to be ignorant, brothers, about those who have died, so that you may not grieve like other people who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so through Jesus, God will bring those who have died with him. For we declare to you what the Lord has told us to say. We who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who have died. With a shout of command, with the archangel's call, and with the sound of God's trumpet, the Lord himself will come down from heaven, and the dead who belongs to the Messiah will rise first. Then we who are left and alive and remain will be caught up into the clouds together with him to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. So then, encourage one another with these words. Hy sê, die bruid van Christus sal nie deur hierdie 7 jaar verdrukking gaan wat op hierdie aarde kom, vir die wat nog lewendig is nie. En ek kan vir julle sê nou, is ons generasie. Ons het al baie daarvan gepraat, is ons generasie. Baie van ons gaan dit dalk nie sien nie, baie van ons gaan dalk sterf voor daai tyd toe. Maar ons is die generasie wat Jesus Christus se tweede koms gaan sien. Hoopelik is ons almal sterk en gesond, en sien ons almal om in lewende lyf, maar dis beyond the point. Ons gaan hom sien either way, as jy die bruid van Christus is. Want jou laaste asem op hierdie aarde, is jou eerste asem, saam met die een wie jy gedien het op hierdie aarde. Dis mooi, né? Jou laaste asem op hierdie aarde, is jou eerste asem saam met hom. Dis awesome. Dis awesome. Hy sê so die 5 onwyse bridesmen kon nie inkom nie, want die deur was toe. En die deur was geshut, en die Here het gesê, ek ken jou nie. Waar kry ons dit nog? Ons kry dit in Matteus 7, vanaf vers 21 tot 23. Not everyone who's saying to me, Lord, Lord, will get into the kingdom from heaven, but only the person who keeps doing the will of my Father. Many will say to me on the day, Lord, Lord, we prophesied in your name, drove out demons in your name, and performed many miracles in your name, didn't we? Then I will tell them plainly, I never knew you. Get away from me, you practice evil. Dis mense wat demone uitgejaag het. Dis mense wat hulle hande op die siekes gelê het en hulle het genees, né? Dis mense wat die koninkryk gedevelop het, wat dit verder gevat het. Maar weet jy wat het hulle nie gehad nie? Hulle het nie 'n relationship met Jesus gehad nie. Dit is alles net werke gewees. Dit is wat dit was. Dit is die waarskuwing wat hierso vir ons gegee is. En dan die laaste stukkie wat ek vir julle wil lees. Lukas 14, ek kan dit net soos ek het hier gesit. Vanaf vers 12, hy sê, Then he told the man who had invited him, When you give a luncheon or dinner, stop inviting your friends, brothers, relatives, or rich neighbors. Otherwise, they might invite you in return, and you would be repaid. So hy sê, jy sal terugbetaal wees. Instead, when you give a banquet, make it your habit to invite the poor, the crippled, the lame, and the blind. Then you will be blessed, because they can't repay you, and you will be repaid when the righteous are resurrected. Hy sê so dan, now one of those eating with him heard this and told him, How blessed is the person who will eat in the kingdom of God. Jesus told them, A man gave a large banquet and invited many people. Hy sê so, when it was time for the banquet, he sent his servants to tell those who were invited, Come, everything is now ready. Every single one of them began asking to be excused. Vol verskonings. Ons het kos op die stoof, ons het dit, ons het dat, vol verskonings. Hoor jy so wat sê? The first told him, I bought a field and I need to go and inspect it. Please excuse me. Another said, I had bought 5 pairs of oxen and I'm on my way to try them out. Please excuse me.
Still another said, I recently got married, so I can't come. So the servant went back and reported this to the master. Then the master of the house became angry and told his servants, Go quickly into the streets and the alleys of the town and bring back the poor, the crippled, the blind, and the lame. The servant said, Sir, what you ordered have been done, and there is still room. So hy sê, die meester sê, okay, hierdie mense wil nie na my troue toe kom nie. Hulle ken my, maar hierdie mense wil nie na my troue toe kom nie. So gaan uit in die strate, gaan haal die lym, die krippeles, die prostituie, gaan haal die wat buite in die strate is, die wat 'n teachable hart het. Dit is wat hy hier so praat. Wat nie trots in hulle hart het nie, gaan haal hulle. Hy sê, en bring hulle na die wedding banquet toe, want hulle is meer, daar's 'n beter kans, dat hulle die woord sal ontvang, as 'n trotse wat hier so in die kerk sit elke Sondag, maar nie 'n relationship met Jesus Christus, of verskoning soek, hoekom hy nie hier kan wees nie. Hy sê, then the master told the servant, Go out into the streets and the lanes and make the people come, so that my house may be full. Because I tell all of you, none of those men who were invited will taste anything of the banquet. Hy sê so daai wat genooi is, wat met trots sit, wat verskoning soek, hy sê hulle is almal genooi na die bruilof maaltyd van die lam toe. Almal van hulle is genooi. Maar jy kry die twee groepe mense, soos ek gesê het, die wat dit gaan aanvaar, en die wat dit nie gaan aanvaar nie. Die wat gaan verskoning soek, hoekom hulle dit nie gemaak het nie, sê nee, ek was besig gewees, ek het 'n land gekoop, besigheid, ek het osse gekoop, ek was besig om te werk gewees, ek het getrou, my vrou, sy kort bietjie baie van my af, sy hou my besig, jy weet, sy wil dit dan nie daai, jy weet, maar in elk geval, allerhande verskonings, nou laat dit my dink aan ons mense van vandag, en ek bedoel nie, eintlik bedoel ek dit, ek bedoel dit nie om op tone trap, eintlik moet ek op tone trap, dit is so, want hier praat ons waarheid en in gees, ons kan soveel verskonings soek, soos wat ons wil, en ek gaan nou hier begin afsluit, jy kan soveel verskonings soek, soos wat jy wil, maar die een ding wat ek vir julle kan sê is, die Here ken die intensie van jou hart, hy weet wat binne in jou hart aangaan, jy kan nie instap daar by daai deur, en soos die perfekte Christen lyk as jy so instap, niks fout nie, alles loop mooi, alles is reg, as ek na jou kyk, lyk dit of jou lewe in orde is en alles, maar binne-in is wat vir die Here saak maak. Hy weet wat buite aangaan, hy kan dit sien, ek meen, hy is nie blind daarteen nie, hy kan dit sien, maar hy kyk na die intensie van jou hart, wat gaan binne in jou hart aan? As daar trots binne in jou hart is, om te sê, ja nee, ek hoor hierdie woorde wat hy sê, hierdie wegraping wat hulle van praat, hierdie arme mense, hulle is 'n kult. Dis 'n kult hierdie, die mense wat so, die mense wat glo in groot doop. Het julle dit gehoor? Is hoe kult daai. Ek sê vir julle staan 'n groot kans, en wanneer ek sê julle, bedoel ek nie julle nie, ek hoop nie iets van julle met wie ek praat nie, maar jy staan 'n groot kans om daai bruilof maaltyd te mis. En ek wil hê jy moet hoor wat ek sê vandag, so jy staan 'n baie groot kans om daai bruilof maaltyd te mis, as jy 'n mokkerie maak van Jesus se woord, en dit wat hy vir ons in sy woord sê. As jy net dele uit die woord uitvat wat vir jou belangrik is, en die res wat jy nou nie in jou spektrum of in jou gedeelte inpas nie, wat nie in jou lewe inpas nie, sodra dit jou begin tikkel, sodra dit jou lewe begin affekteer, dan maak jy dit nie meer van toepassing op jou lewe nie, want dit pas nie in by jou lewe nie. Daar is 'n groot gevaar dat jy hierdie bruilofmaaltyd gaan mis. So ek wil hê ons moet vandag regtig waar, ek wil vir ons, ek het vir Dylan daarso gevra, ek wil regtig waar, ek wil vir ons 'n liedjie opsit hier en nou, voordat ek vir ons afsluit en vir ons bid. En ek wil hê julle moet julle oë toemaak, en na die woorde van hierdie liedjie luister. En dan gaan ek vir ons afsluit.
something about your name that makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. You have been the friend who never let
There's freedom in your name. There's freedom in your name. There's freedom in your name. It makes me cry. Holy. There's salvation in your name. Salvation in your name. Oh. Salvation in your name. It makes me cry. Holy. Sing Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Yeah, yeah, Nou sê. So ek sluit af vandag deur te sê en ek wil hierdie prentjie sommer hier agter ophou terwyl hulle kan sommer net daai musiek ook vir ons aansit daar. Die tafel is gereed. Die uitnodigings is gestuur. Die vrae wat gevra word is, sal jy kom? Dit is die groot vraag wat vandag hier so moet gevra word. Ek wil vir julle ietsie sê en ek lees dit weer vir julle uit die boek van Openbaring uit Openbaring 2 vers 17 uit. Dis die kerk van Pergamon. Hy sê, to him who overcomes, I will give a white stone, and on that stone a new name written, to no one else, or a new name written, which no one else knows, except for the one who receives it. By die bruilofmaaltyd van die lam, in Joodse customs, was jou uitnodiging op 'n wit klippie inge-engrave. Dit is hoe hulle vir jou gewys het, jy was uitgenooi na 'n bruilofmaaltyd toe. Vir elkeen van julle wat hierdie uitnodiging aanvaar, is daar 'n wit klippie by die tafel daar aan die linkerkant. Die bruilofmaaltyd van die lam. En ek weet ons is 'n klein bietjie oor ons tyd, maar ek wil nie laat hierdie geleentheid vir ons verbygaan nie. Ek voel Heilige Gees is besig om hier 'n regtig waar operasie in 'n paar mense se harte te doen hier vanoggend. Regtig. Want ons het een van twee keuses en julle kan hierdie prentjie hier so agter my kyk. Daar's twee maaltye wat die Bybel van praat in die boek van Openbaring, albei in Openbaring 19. Die bruilofmaaltyd van die lam wat saam met die regterstoel van Christus loop, die Bema stoel, die prize giving vir die reis wat jy nou op die aarde hardloop terwyl jy nou hierso is. Dis 'n prysuitdeling. Daai bruilof is vir Jesus se bruid bedoel. Dan staan die great supper wat hulle 'n bietjie verder van praat. Dis al daai wat Jesus verwerp. Daai army van 200 miljoen wat hulle van praat in die boek van Openbaring, wat teen Jesus gaan kom en glo hulle kan hom beat. Hulle kan hom oorwin. Daar gaan roofvoëls, Jesus gaan die roofvoëls command. Elke roofvoël wat op hierdie aarde is, gaan hy command om die flesh van daai 200 miljoen wat gaan sterf in 'n oomblik te kom opeet. Dis die ander feest. Ons kan kies by wat een van daai twee ons moet wees. Dis ons elkeen se eie keuse. En ek sluit af vandag deur hierdie vir julle te sê, hierdie is 'n, ek sê dit altyd, maar ek sê ons kan nie meer speel nie. Ons kan nie meer speel nie. Ons tyd is min, die tyd raak al hoe minder. Daar wag iets magnificent. Ek weet nie om dit op 'n ander manier te sê nie. Iets bonatuurliks. Iets majestic wat vir ons wag. Daar in ewigheid saam met die koning van konings. Dis amazing. Dis amazing. Ons gaan daai bruilofmaaltyd saam met hom doen, né? En dan daarna bring hy sy bruid saam met hom terug na hierdie aarde toe vir die 1000 jaar vrederyk op hierdie aarde, En ons gaan roel en rein terwyl hy op die stoel van Dawid sit. In Jerusalem gaan ons saam met hom roel en rein. Want dit Satan vir 1000 jaar gaan toesluit. Dis 'n teaching vir 'n ander dag daai. Maar vir nou, hier waar ons nou sit, moet ons besluit by wat se maaltyd ons wil wees. Want ek het vir julle vandag hier gelees hoe ernstig is dit. Daai mense het hande op mense gelê, hulle demone uitgedryf, né?
Hulle het die koninkryk versprei. En die Here het vir hulle gesê, maar ek ken jou nie. Ek ken jou nie. Want dit gaan nie oor die werke nie. Dit gaan oor die verhouding. Dis nie 'n transaksionele geloof hierdie nie. Transaksies nie. Dis faith-based. In Jesus. Relationship-based. Dit is wat dit is. Ons moet 'n relationship met die koning van konings hê. Relationship beteken soos wat julle met mekaar getroud is, wat hierso sit baie van julle. Jy sal enigiets doen vir jou vrou. My en Albert se vrou is nou ongelukkig nie hier nie. Hulle is albei weg. Miskien dink die mense as ek daar in Turkye aankom, ek het vir my 'n mail order bride gekry, of ietsie as Lisa op dieselfde tyd daar aankom vir haar, die wat haar nou nie ken nie. But nevertheless, ek sal enigiets vir daai vrou doen. Enigiets. Ek glo in my hart, sy sal enigiets vir my doen. Enigiets. Ek glo dit. Is ek reg as ek so sê? Awesome. Kom ek sluit vir ons af. Dankie Jesus. Dankie Heilige Gees. O, U is so goed. U is waardig. U is die koning van konings, the Lord of Lords. U is die Alpha en die Omega, U is die begin en die einde. U is alles. Heilige Gees, help ons. Help ons, elke persoon wat hier binne sit, as daar nog trots in ons harte is, Vader, help ons om daarvan ontslae te raak. As daar issues in ons lewe is, maak nie saak wat dit is nie, addictions, bitterheid, onvergifnis, enigiets, Vader, help ons om dit uit te sorteer, Vader. Help ons om ons te laat verstaan wat dit beteken om ware bruid van Christus te wees. Help ons om te verstaan dat hierdie nie 'n transaksionele verhouding is nie, maar dat hierdie relationship based is, Vader. En hoe ons U ken, hoe ons verhouding met U is, en dat U ons so lief het, Vader. Woorde kan dit nie beskryf nie. Ons het ons mans en ons vrouens so lief, Vader, maar dit is nog nie eers 'n druppel in die emmer van hoe U oor ons voel nie. Ons sal dit nooit verstaan tot die dag wat ons saam met U by daai bruilof maaltyd is nie, Vader. Here, en ek bid, ek sê Maranatha, kom Jesus, kom. Here, laat ons die glorie ervaar in hierdie kerk, ander kerke in ons dorp, ander kerke in die wêreld. Dat elke ander kerk in hierdie wêreld, Vader, U liefde sal ervaar, Vader, dat daai vol nommer kan inkom, Vader. Want ons het vanmôre hier gelees, Vader, daar's baie mense wat verskonings het. En net dood eenvoudig nie genoeg wat 'n relationship met U nie. Vader, ek bid dat die harte sal draai soos nog nooit tevore nie. Ons loof en ons prys U, Vader, ons bind nou enige onreine gees wat mense se gedagtes wil kom aanval, Vader. Ons bind dit in die naam van Jesus Christus. Ons bind siektes in die naam van Jesus Christus. Ons bind bitterheid en onvergifnis in die naam van Jesus, en ons sê vir al daai onreine gees, as julle gaan nou gaan, onmiddellik in die naam van Jesus Christus. Satan, die Here bestraf jou. Die Here bestraf jou. Jou tyd is min. Ons loof en ons prys U en ons is ongelooflik lief vir U. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. In Him we will never thirst again. Ruach ve'akala omrim bo, Ruach ve'akala omrim bo. Oh, the Spirit and the bride, they say come.
אומרים בו הרוח והכלה אומרים